Goeiedag en welkom by Profesie en Teologie. Hierdie is episode 6 van die reeks Die Groot Noord-Suid Stryd en is getiteld Waarom die waarheid verdraai word. In die vorige episodes het ons vasgestel dat profesie die waarheid is wat God deur sy uitverkore dienaars bekend maak en dat die vertolking daarvan identifiseerbare strome van denke volg. Op hierdie punt ontstaan 'n noodsaaklike en onvermydelike vraag. Die vraag is, waarom sou enige iemand in die eerste plek die waarheid wou verdraai? Veral profetiese waarheid. Dit is nie 'n siniese vraag nie, dit is 'n grondige een. En dit moet aangespreek word voordat ons verder gaan. Verdraaiing is 'n Bybelse verwagting, nie 'n uitsondering op die gewoon nie. Nie per ongeluk nie. Nie 'n onverwagse eerlike foutjie nie. Nee, volgens Jesus se woorde is verdraaiing van die waarheid nie ongewoon toevallig of onverwags nie. Jesus verwys uitdruklik na Satan as 'n leienaar, maar hy sê ook en die vader van die leuen. Die taalgebruik van Jesus is belangrik. 'n Vader produseer 'n nageslag. Dit vertel ons dat leuns nie net as geïsoleerde valse stellings bestaan nie, maar as stelsels van geloof, denkpatrone en kollektiewe verhale, die kinders van daardie Vader. Uit 'n Bybelse oogpunt is verdraaiing nie verbasend nie, dit word verwag. Verdraaiing beteken nie altyd kwaadwilligheid of opset nie, maar baie keer is dit wel. Dit is belangrik om hier 'n deeglike onderskeid te maak. Nie almal wat die waarheid verdraai, doen dit doelbewus nie. Daar is ten minste 2 breë kategorieë. Opsetlike verdraaiing, waar waarheid willens en wetens verander word om magbeheer of ideologie te dien of tradisie te volg of te ondersteun. En dan is daar die onopsetlike verdraaiing, waar opregte individue gebrekkige interpretiewe raamwerke oorerf van hulle voorgangers en dit met goeie trou verdedig. Die tweede groep verteenwoordig 'n groot groep mense. Hul vertolkings is dikwels vir hulle baie betekenisvol, na aan die hart. En enige kritiek kan soos 'n persoonlike of morele aanval vir hulle voel, selfs wanneer dit nie as sulks bedoel word nie. Profesie is veral kwesbaar vir verdraaiing vir 3 redes. Dit handel dikwels oor die toekoms wat nog nie feitelik bevestig kan word nie met tasbare bewyse nie, soos iets wat reeds plaasgevind het nie, of deur getuienis wat dit kan bevestig nie. Dan is dit ook simbolies wat interpretasie of vertolking vereis, anders as eenvoudige leeswerk, en dan derdens, dit dra gesag, dit vorm geloof, dit vorm identiteit en verwagting. En as gevolg hiervan trek profesie die volgende aan. Dit trek vrees aan, magsbelange en leerstellingsagendas. Dit trek ook emosionele belange aan. Dit maak dit 'n ideale teken vir beide doelbewuste manipulasie en opregte misverstand. Jesus het sy volgelinge herhaaldelik gewaarsku. Waak, pas op en onderskei en natuurlik toets. Hierdie waarskuwings word nooit as opsioneel gemaak nie. As 'n mens die gesag van Jesus aanvaar, dan moet 'n mens ook aanvaar dat leuns sal bestaan, verdraaiings sal oortuigend wees en misleiding sal dikwels opreg lyk. Onderskeiding is dus nie agterdog en beoordeling nie verwaandheid nie. Dit is verantwoordelikhede. Op geen stadium is die doel om individue of tradisies as boos te bestempel nie. Die doel is baie eenvoudiger en meer gedissiplineerd. Dit is om metodes, nie persoonlikhede te ondersoek. Om die tolkproses te evalueer, nie die motiewe nie. Om te identifiseer of 'n stroom van vertolking intern konsekwent, tekstueel gegrond en logies samehangend is. As 'n metode misluk die hele stroom, ongeag hoe opreg sy aanhangers mag wees. Ons het nou 'n kritieke keerpunt bereik. As die waarheid verdraai kan word, en nie alle verdraaiing opsetlik is nie,
dan moet ons 'n dieper vraag vra. Wie kwalifiseer dan as 'n dienskneg van God? En hoe kies God om die waarheid aan sy diensknegte oor te dra? Hierdie vraag vorm die grondslag van die volgende episode. Ek dank u dat u saam met my gekyk het. Ek sien uit na die volgende episode en ek hoop ek sien julle almal weer. As julle hiervan hou, like, subscribe, share, laat ons dit deel, laat ons die kanaal groei. Tot dan toe groet ek julle in die naam van Jesus Christus en God se rykste seën.